Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Ja, gesondheid. Gesondheid is die basis van die lewe en alles volg daarop. En as mens 'n goeie lewe wil hê, moet jy gesond wees. En vandag praat ons met Dr. Angelique Coetzee hieroor. Goeiemôre Angelique. Goeiemôre Ignatius, en dit is 'n plesier om hier te wees. Jy is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, maar jy is ook baie diep betrokke in baie sake van gesondheid in die land, van bestuur tot om self 'n dokter te wees. Nou, wat doen jy om mense aan die lewe te hou? Om mense aan die lewe te hou, is daar 'n paar goed wat ek moet doen en wat my kollegas moet doen. So die eerste ding is, ons moet eers kyk dat die publiek verstaan wat gesondheidsorg is, wat voorkomende gesondheidsorg is. Dan moet ons die politicians laat verstaan, wat moet ons doen dat hierdie goed kan gebeur, dat ons al ons mense gesond kan hou. Dan moet ons met al die mediese fondse gaan sit en ons moet met hulle praat en hulle deelname kry sodat hulle ook kan verstaan wat is primêre gesondheidsorg. En dan gaan jy sit in jou spreekkamer en jy luister na die pasiënte en jy kom agter wat hulle behoeftes is en hoe hulle sukkel. Ek moet vir jou sê dat ek dink die algemene publiek, die algemene persoon daar buite, kry tans finansiëel baie swaar. En dis baie keer amper bloedgeld wat hulle betaal om vir jou te konsulteer. En daarom dink ek as 'n mediese praktisyn moet ek dan ook probeer om vir daai pasiënt waarde vir sy geld te gee. Baie keer dink die pasiënt nie hy kry waarde nie en baie keer dink ek gee nou te veel waarde vir wat hier moet gebeur. Maar weet jy, as dokters, pasiënte en ons noem altyd die allies, dit is nou jou fisios, jou spraakterapeute, jou audioloog, as ons nie almal saamwerk as 'n span, en ons nie die leierskap toon om hierdie mense almal bymekaar te kry nie, dan gaan ons swaar kry vorentoe. Ons is regtig in 'n krisis op hierdie stadium. Die gewone gesondheidsorg, het sy dit privaat het sy dit publiek is in die moeilikheid. Ons kan nie voortgaan met die huidige beide sisteme nie. Die antwoord is ons moet ergens 'n goue middeweg hier vind om dan te kyk of ons hierdie pasiënte kan help. Ek noem altyd pasiënte, maar dit is baie meer as pasiënte. Dit is ook mense wat gesond is, maar wat nie weet wat doen ek, wat maak ek met my siek ma wat by my bly nie. Waarna toe gaan ek? Wie vra ek vir raad? Ons is nie genoeg betrokke by ons gemeenskappe nie. Nou dit klink of jy regtig by 'n klomp goed betrokke is en op vele vlakke betrokke is. So voor ons nou oor wat ek moet weet gesels, vertel ons 'n bietjie van jouself. Met ander woorde, hoe het jou pad geloop, waar is jy oral betrokke en hoe het jou ondervinding in die veld? Vertel ons 'n bietjie, wie is jy in terme van jou betrokkenheid? Baie dankie daarvoor. Kom ek sê so, ek is nou al amper 40 jaar in die mootarea. En ek het baie keer is daar gevra, wil jy nie na 'n ander area toe gaan nie? Dan sê ek, die moot is my mense. Dis die gewone middelklas mense. Ek verstaan hulle. Dit is vir my lekker om in die moot te werk. Is 'n lekker plek. So deur die jare was ek vreeslik dedicated tot my pasiënte gewees. En toe hier in die vroeg 2000s, in 1998 het die mediese fondse of die wetgewing daar begin verander en dit het bietjie moeiliker geword vir ons om te praktiseer as algemene praktisyns. En toe het ek in die vroeg 2000 besluit, weet jy wat, ek dink ek kan my vlerke sprei. En ek het toe oor see vir 'n hele ruk gaan werk en eintlik wou ek geïmmigreer het. En ek het op daai stadium al my kinders, ek het altyd gesê in proper Engelse skole gesit sodat hulle nie Engels soos hulle ma praat nie. En so hulle was nou aan al hierdie grand skole gewees en ek het eintlik 'n baie goeie pos in Ierland gekry
wat ek dink op daai stadium regtig goed was. En op die ou einde het my man gesê dat hy gaan nie immigreer nie, jy weet, hy het so 'n stupide ding opgebring soos daar's nie 'n jagplek nie en daar's nie 'n bosveld nie. En dit was vir my sleg en toe het ek vir hom gesê, luister, dan moet jy onthou, as ek bly, dan gaan ek betrokke raak in die mediese politiek, want ek kan nie hier sit en kyk wat gebeur nie. So dit was hierso by so 2006 gewees, ek dink nie hy het my geglo nie, en ek weet ek het die foon opgetel, ek en Dr. Venter, hy het intussen al afgetree, SAMA gebel, die mediese vereniging gebel en gesê, luister, ons wil betrokke raak, wat doen ons? En hulle het ons toe nou begin inkry daar, en dit is hoe my reis met die mediese vereniging begin het. So ek was presidente, ek was voorsitter van die Gauteng tak, Gauteng Noord tak, en so het ek op die ou einde vir 'n jaar amper was ek, terwyl ek my praktyk ook gedoen het, die CEO van SAMA gewees, so ek het daar terwyl ek die praktyk doen en toe op 'n stadium sê ek, hoorie, so nou moet julle regtig 'n CEO kry. Ek kan nou nie meer ek nie, want ek kan nie by die twee, ek kan nie die spreekkamer en dit uitsorteer nie. So toe het hulle vir my, ekskuus ek net my water en neus afkry hierso. Toe het hulle vir my gegaan en ons het 'n CEO aangestel daar en ek is weer terug in die praktyk in. En so het my betrokke geraak. Ek die minister op daai stadium van gevangenes het op 'n stadium gesê sy het 'n probleem met parool. Dit was in die tyd van Sheikh Shabir en toe het ek sy 'n gesprek gehad en ek het vra gesê, kry 'n mediese paroolraad aan die gang, kom ons gaan kyk wat mens kan doen. So daar is ek betrokke geraak, het op die ouend by die weermag betrokke geraak. En ja, tans was en so het ek 'n lang pad geloop. So tans vandag waar ek baie werk doen, is ons het omtrent hierso in 2018 het ons besef ons moet al die verskillende GP organisasies onder een dak kry, want wat ons gesien het is die regering sal met die wat ons noem die IPA sit en dan sal hulle 'n ding sê, dan gaan hulle met SAMA sit en hulle gaan 'n ding sê en op die ouend praat niemand met mekaar nie, ons sê hulle rulende divide tussen ons. So toe het ons 'n sambreel organisasie gestig, dit is die UFFP, dit is die United Forum for Family Practitioners wat ons begin het en daarvan is ek nou die ondervoorsitter en Dr. Unban Pillay is die voorsitter en nou is ons besig om al hierdie goed so saam te dryf. Jy weet die Office of Health Standards, ekskuus verskoon maar my Engels so tussenin. Hulle is besig om te kyk na akkreditasie van die algemene praktisyns. So ons is baie besig daar, ons is betrokke by die minister. Ek is tans op die ministeriële advieskomitee vir food diseases, foodborne diseases. Ons kyk na wat is aan die gang hier buitekant, veral na aanleiding van daai 6 kinders, die Naledi kinders wat dood is aan food poisoning, voedselvergiftiging en dan die middels wat daartoe verantwoordelik is en hoe kan ons, en dit het nou weer 'n ander veld oopgemaak wat weer vir ons wys, weet jy, daar's nie goeie data daar buitekant nie. En maar ek moet sê op hierdie stadium die minister van gesondheid probeer regtig sy bes om komitees te hê wat as daar 'n probleem is dit te probeer uitsorteer. So ek moet regtig vir hom dit ter ere gee. Ja, dit wys medies is nie 'n ding wat eintlik maar net gaan oor ek voel siek of ek voel gesond nie. Dit het sy tentakels oral in die samelewing en in elke deel van die samelewing en ons welwese. Ja. Nou ja, as jy nou daarbey betrokke is, kom ons begin sommer by 'n moeilike ene. Daar's soveel wat gepraat word op die oomblik oor die nasionale gesondheidsversekering. En almal wil weet, nou ja, gaan ek nog oor 5 jaar mediese fonds hê en wat moet ek doen en gaan daar nog goeie dokters oor wees in die land? Wat moet ek weet van die nasionale gesondheidsvereniging? Ja, daai is 'n baie moeilike vraag, want in die eerste plek kan die departement van gesondheid nie eers vir jou daai vraag antwoord nie. So dis die eerste ding wat ons moet verstaan. Die tweede ding wat ons moet verstaan, oor die vraag van, gaan ek oor 5 jaar nog 'n mediese fonds hê? Hierdie is my persoonlike opinie. Ek dink die fondse is besig om hulle uit die mark uit te prys.
As ons gaan kyk wat jy maandeliks betaal en wat die algemene publiek daar buite kan bekostig. Onthou wat ek gesê het, ons is besig, ons sien die armoede wat hier buite besig is. Ons sien hoe swaar mense kry. Ons sien hoe moeilik is dit vir die pensionaars om elektrisiteit en die water en al daai goed te betaal. So dis nie asof hulle inkomste skielik verhoog het met een of ander magic wat daar buitekant is nie. So as ons kyk wat besig is om te gebeur, dan gaan ek vir jou sê, die fondse gaan hulle self uit die mark uitprys. Dis wat gaan gebeur. So gaan die regering die fondse wegvat? Op hierdie stadium dink ek glad nie dit gaan gebeur nie. Die vraag is, gaan jy dit kan bekostig? Die volgende vraag is, gaan ons die gesondheidsorg wat ons by die staatinstansies, dit is nou die staatsklinieke, wat ons daar kry, gaan daai gesondheidsorg verbeter? As daai gesondheidsorg kan verbeter ten opsigte van uitkomste, kliniese uitkomste en diens wat jy daar kry, dan mag ek dalk my fonds prys gee en eerder van daai dienste gebruik maak. Maar dit gaan alles oor wat is die kwaliteit van hierdie dienste, wat is die uitkomste. Weereens, soos wat ons tans sien, dit is nie baie goed nie, is nie 'n baie hoë standaard nie. Jy weet, ek is baie nou betrokke by Skinderstraat se kliniekkomitee en ek kan vir jou sê dit is eintlik hartverskeurend om te sien dat die omstandighede waarin daai dokters, verpleegkundiges en die pasiënte elke dag werk en blootgestel word. En dan smaal hierdie mense nog baie keer. Jy weet, dit is eintlik regtig baie sleg. Dit word as een van die flagship klinieke gesien. En as dit ons flagship is, dan is ons in groot moeilikheid vorentoe. So, om jou vraag te antwoord, niemand weet regtig nie. Die staat is besig om saam met ons te kyk en het vir ons gesê, ons moet vir hulle verduidelik wat dink hulle moet 'n algemene praktisyn kan doen as 'n pasiënt van die staat hom of haar kom sien. Ons is besig met so 'n pakket wat ons begin saamstel het. Baie moeilik om dit saam te stel, want jy kan nie 'n pakket met dienste saamstel om te sê dis wat 'n algemene praktisyn moet doen vir die publiek daar buite, as jy nie 'n prys op dit het nie. So daar is nie 'n prys nie. Daar kan nie vir ons sê wat se vergoeding ons gaan kry nie. So dan moet jy baie versigtig wees, want jy kan nie net sê ja, jou algemene praktisyn moet A, B, C, D kan doen en al die wonderlike goed kan doen en dan is die vraag wie gaan vir die toerusting en die goed betaal. So dis dieselfde met die probleem met die Office of Health Standards wat nou besig is om die algemene praktisyns te akkrediteer. Dis omtrent iets soos 60 plus bladsye wat die spreekkamers aan moet voldoen. Dis regtig nogal op hierdie stadium is 'n groot bekleierery nog steeds. En dan sê ons maar ons het nie 'n probleem om van hierdie goed te doen nie. Maar wie gaan daarvoor betaal? Oorsee betaal die staat vir daai dokters wat hulle pasiënte sien om te sorg dat hulle spreekkamers op 'n sekere vlak is. Hier gaan dit uit jou sak uitkom. En dit is 'n probleem. So ons is nog besig daarmee. Hulle was veronderstel om al inspeksies te begin doen het, maar tans is dit nog steeds uitgestel want ons kan nog nie op 'n konsensus bereik op dit nie. Dan die ander ding is wat nou net plaasgevind het op die 30ste, so het die mediese raad het besluit dat almal moet nou skielik elke jaar hulle punte hê wat jy veronderstel is om te moet hê, maar dit het gewerk vanaf Maart tot Maart of April tot April. So hulle het dit nou verander en gesê dokters wat nie hulle 30 CPD punte het nie, die dokters sal weet waarvan ek praat, gaan dan nou sommer hier van die rol geskraap word. So daai afsnypunt was maandag gewees. So ons het ook vanaf ons organisasie 'n dringende brief weer vir die mediese raad geskryf en gesê luister, julle is agter met die akkreditasie van die dokters. So jy kan nie daai afsnypunt gebruik en sê nou gaan ek sommer hierdie dokters se muur van die rol skraap nie. Want hulle moet die akkreditasie laai op hulle stelsel en hulle is ver agter. So dis al hierdie goed wat buite gebeur wat ons praat en dan al wat die pasiënt sien is ek het net hoofpyn en ek wil die dokter sien. Maar daar's so baie in gesondheidsorg. Jy het nou ook toe jy sê jy weet mense besef nie altyd wat in die agtergrond gebeur nie. Wou ek nog vir jou sê, weet jy, ons praat oor One Health.
One Health is 'n konsep waar jy dit is 'n internasionale konsep waar jy kyk na gesondheid met die World Health Organization en dan gaan kyk jy wat in die agricultural omgewing gebeur. Want onthou, diere kry ook antibiotika en ons sit met 'n hengse probleem met antibiotika weerstandigheid. So dis om al daai goeters ook nou nog in die agtergrond aan te spreek wat pasiënte nie sien voor nie. Soos ek sê, al wat die pasiënt sien is ek gaan die dokter sien. Dis baie wat in die agtergrond gebeur. Jo, ek weet ek het nou 'n lang ding gesê en ek weet nie eens of ek al jou vrae korrek beantwoord het nie. Ja, kyk, ek het gedink dis 'n komplekse saak en jy weet mense hou daarvan om dinge eenvoudig te hou en hulle die kompleksiteit maak hulle amper angstig. Nou, jy weet ek voel self nou angstig om te sien hoe kompleks hierdie tipe van dinge is. En dit lyk vir my so half en half asof selfs die staat nie weet hoe kompleks hierdie tipe van ding is om te implementeer nie. En ek het nog altyd gedink as hulle net die basiese dinge regmaak, die klinieke en die hospitale goed laat werk, ordentlike mense kry in beheer wat hulle werk doen op die tyd. Ja. Jy weet dan het hulle alles wat hulle nodig het. Maar nou wil ek vir jou vra hierdie gesondheidsversekering wat hulle wil instel. Is daar enige plek in die wêreld waar dit werklik werk? Want jy weet ek dink net so half en half ons probeer iets in werking stel met 'n land wat se stelsels nie reg is nie en lande wat tipe van kom ons sê eerste wêreld lande is, selfs daar werk dit nie. Is daar plekke waar dit werk? So hierdie is ook 'n $1 million question wat jy hier vra. So as jy gaan kyk na jou eerste wêreldlande, dan het hulle 'n groter tax basis. Okay, so eerstens in ons land is ons 'n klein groepie wat tax betaal en daai gelde moet gebruik word, verdeel word in al die verskillende departemente en jy weet ons het nou nog meer ministers as wat ons gehad het in plaas daarvan dat ons 'n meaner groep het ons nou 'n fatter trog groep. So dit maak dit baie moeilik as jy kyk na geld. Maar kom ek antwoord daai vraag so. Baie van hierdie goed is geskoei of die idees op die Engelse stelsel. Hulle het ook gekyk na die Kanadees ook, Australië en dan Nieu-Seeland om te gaan kyk wat daar gebeur. As jy na hierdie goed kyk, sal jy sien tans is Engeland se hele stelsel ook besig om in duie te begin stort. Hulle kan nie al die dienste gee nie. Daar's groot probleme daar onder die dokters ook. Hulle wil ook nie meer daar werk nie. So groot veral op primêre gesondheidsorg. Wag lank vir afsprake by jou staatshospitale vir spesialiste. So as jy na dit gaan kyk en jy gaan kyk na die Amerikaanse stelsel wat eintlik ook nie 'n baie goeie stelsel is nie. Nou dat Medicare nou nog verder gesnoei gaan word onder die Trump-administrasie gaan hierdie 'n groot probleem wees om te sê, luister, in ander wêrelde hoef jy nie uit jou sak uit te betaal nie. Ons weet vir 'n feit dat as jy in Engeland en jy het geld en jy wil 'n diens hê, gaan jy uit jou sak uit betaal vir daai diens. So dieselfde het ek gesien in Ierland ook. Die stelsel daar werk nie te sleg nie, maar weer eens die pasiënt wat geld het gaan uit sy sak uit betaal. So vir die minister om te sê maar ons wil nie katastrofiese betalings hê wat mense uit hulle sakke uit moet voorbetaal nie. Daarom wil ons hierdie nasionale gesondheidsversekering hê en dit gaan vir ons almal wonderlik wees, jy gaan niks betaal vir niks nie. Probleem is, ons het nie data nie, die staat het nie eers data ordentlik om vir my te sê, in Gauteng het ek sê maar vir argumente onthaalwe Skinnerstraat kliniek, het ek soveel diabetes wat so goed gekontroleer is, hierdie is die medikasie, hier is hoeveel ons opgeneem het, hierdie is wat nie inkom nie. As jy nie data het wat jy kan beplan rondom wat hier moet gebeur nie, kan jy maar plannetjies gaan maak in die agtergrond. Dit is net so goed soos ek vra die kind in graad 1, wat dink jy moet ons nou môre doen en hy gaan ook 'n plannetjie maak. So ons moet asseblief leer om data te kollekteer. Goeie data. Data is net so goed soos die ou wat hom insit. So as jy gemors insit, gaan jy gemors uitkry. So as ons nie daai data het nie, hoe gaan die staat vir my sê as jy diabetes het,
dan gaan ons jou diabetes wegvat van jou privaat fonds af en jy gaan nou net daai behandeling in die staat kry. En daarom mag jy dan nou nie uit jou sak uit daarvoor betaal nie. Maar sê net vir my, watter medikasie gaan jy vir gee? Gaan jy op datum wees met wat tans, veral in diabetiese veld, is daar verskriklik baie verwikkelinge. En as ek so kyk na die formulêr van die staat, is dit amper dieselfde goed as waarmee ek klaar gemaak het 40 jaar terug wat die pasiënte nog steeds kry. Want daar's nie geld om die beter goed te gee nie. So nou, hoe gaan dit miraculously gebeur, dat dan nou skielik gaan geld wees om al die diabetes in die land by die staat te hê? Want dis die tipe goed waarna hulle gaan kyk. So vir die ouens wat privaat is, wat tans van fondse gebruik maak, gaan hulle vir jou sê, sekere siektes gaan jy dan nou nie deur jou fonds kry nie, jy gaan dit deur die staat kry. En nie 'n probleem nie, maar dan moet ons daarom weet waar ons trek. En wat in die nuutste tegnologie is. Nou, ek bedoel, as jy dit vir my verduidelik, verstaan ek dit goed. As 'n mens dit vir die staat verduidelik, verstaan hulle dit of het hulle so ideologiese tipe van kyk, ons moet hierdie ding doen ongeag die probleme? Daar is ideologie, jy kan nie daarby verbykom nie, maar die staat sit met 'n groter probleem. So kom ek verduidelik gou vir jou, want dis ook iets wat mense nie verstaan nie. So ons is heeltyd besig om vir die minister van gesondheid te sê, hoorie, so jy doen dit nie reg nie en jy doen dat nie reg nie. Maar wat die algemene publiek nie besef nie, is dat die minister van gesondheid is nasionaal. Wat in die provinsies gebeur, moet eintlik voor die deur van die premier gesit word. Want die premier is verantwoordelik vir die aanstellings van wat ons noem die MEC's of die LEK's, van gesondheid, van finansies, van wie ook al. Dit kom nie van die minister van gesondheid af nie. So as jou provinsie se LEK nie goed is nie, dan is daai provinsie in die moeilikheid. Maar die staat, die minister kan nie regtig gaan inmeng nie. Hy kan sê, luister, ek hoor hierdie goed, maar hy het nie die magte om vir hulle te sê, fire hierdie persoon nie, raak ontslaaf van hierdie persoon. Hy het nie die magte om te sê, luister, ons het vir julle soveel geld gegee vir gesondheidsorg, sodat julle soveel dokters kan aanstel nie. Julle het daai geld gevat en gaan busse koop, of julle het iets anders te gaan doen wat julle besluit het. So elke provinsie se probleem met gesondheidsorg lê op die provinsie. En dis een van die goed wat die minister graag wil verander vorentoe onder die nasionale versekering, wat ek nie 'n probleem het nie, want daar's nie, die premiers het ek nog nooit gesien word verantwoordbaar gehou nie. Almal hou die minister verantwoordelik, maar hy kan net soveel doen. Die provinsies moet verantwoordelik hou. Ons premiers moet uitgeskop word en gesê word, jy kan nie hierdie tipe mense aanstel en kyk wat 'n gemors is jou gesondheidsorg nie. Ons weet daar's geweldige uitdagings in die gesondheidsorg in veral Gauteng. Die provinsie wat tans die beste doen is die Wes-Kaap. Ons weet dat die Oos-Kaap net so gemors is. Jy noem hulle is daar. Ek kan eintlik nie 'n provinsie behalwe die Wes-Kaap uitsonder. En onthou altyd, ek sê die Wes-Kaap lyk so goed want die bar is so laag in die ander. So dis ook nou nie te sê die Wes-Kaap is die wonderlikste wat daar is nie, maar hulle probeer, ten minste. Maar ons bar is so laag, jy weet dat die Vader alleen weet, soos jy nou net reg gesê het, daar's 'n paar basiese goed wat moet gebeur. Maar as die provinsie, soos 'n probleem in Skinnerstraat Kliniek byvoorbeeld, is dat daar's nie warm water nie. Dit is nie die nasionale, dit is nie die provinsiale departement van gesondheid wat dit moet verskaf nie. Dit word deur 'n ander departement verskaf. So almal moet met mekaar praat en as daai departement sê, maar ek het nie nou geld nie. Ek het nie geld om die huisers reg te maak nie. Of ek gaan hierdie mense stuur om die huisers reg te maak en hulle vat weke om dit te doen. Kan die CEO van Steve Biko op en afspring net soveel keer soos wat sy wil. Dit lê nie by die departement. So daar's soveel goed wat moet verander. Ons is so gefragmenteerd geraak dat die een hand weet nie wat die ander hand doen nie. En dit beïnvloed ons gesondheidsorg. Nou dit lyk vir my asof jy weet daar is presies hulle dinge wat hulle kan doen wat 'n verskil gaan maak. Soos jy nou sê, weet, stel die regte mense aan dat hulle nie skinny jeans koop in plaas van mediese toerusting en sulke dinge nie. Maar nou probeer hulle die groot prentjie regmaak terwyl 'n klein klomp goedjies kan reggemaak word. Ja. Nou goed, as ek nou moet dink aan myself, ek het nou 'n mediese fonds en dit is regtig duur en alles. Moet ek nie liewer mediese versekering uitneem nie?
O, magtig, ek so bly jy vra daai vraag. So, so jy kan die gemiddelde dokter vra en hy gaan presies dieselfde sê as wat ek sê, bly weg van dit af. Vra jy vir 'n Dis-Chem en Standard Bank en al die ander organisasies wat verskriklik hard dryf om versekerings met gesondheidsorg in te bring, dan gaan hulle vir jou vertel, jy weet, vir R350 het hierdie pasiënt nou ewe skielik toegang tot gesondheidsorg en hulle kan dan maar dokter gaan sien. Hulle vergeet om vir jou te vertel, jy kan eintlik miskien net 1 of 2 keer die dokter gaan sien, jy gaan eintlik die verpleegkundige die hele tyd sien. En hulle vergeet ook om vir jou te vertel dat as jy dalk in 'n ongeval beland en as jy dalk sekere prosedures moet kry, word dit glad nie gedek nie, want jou versekerings fondse val nie onder die wat ons noem Council of Medical Schemes se reëls in goed nie. So hulle kan maak en sê wat hulle wil en daar is nie ook wat ons noem PMB's nie. PMB is waar ons het so 21 siektes wat moet betaal word. Dit is onder andere diabetes, hoë bloeddruk, kanker, sekere siektegoeders wat die fonds verplig is om vir jou te betaal. Die fonds kan nie vir jou sê daar's nie geld daarvoor nie. Hulle is wetlik verplig. Maar met 'n versekering, as jy 'n diabetes is, hulle is nie wetlik verplig om te betaal nie. Weereens hulle gebruik laafformulêrs. So daar is eintlik 'n voete ding. So hoe meer mense ek op versekering kry, hoe meer geld gaan ek kry. En om vir my as 'n algemene praktisyn te sit, so ek het op hierdie komitees gesit, so ek weet. So en ek was een van die lone voices daar en ek is nie baie gewild geweest nie. Maar ek sit aan die ander kant. Ek sien as die pasiënt by my inkom en op 'n versekeringsfonds is en ek sê luister, jy het nou hoë bloeddruk. Ons moet sekere bloede op jou 'n jaar doen. Ek bedoel dit is gesondheidsorg. Ek moet dit doen. Ek het nie 'n keuse nie ook uit 'n etiese perspektief uit. En die pasiënt sê maar hierdie versekering betaal nie vir bloede nie. En ek kan nie gaan nie. Nou wil ek eintlik vir jou sê nou wat wil jy moet ek doen? Hoe wil jy moet ek jou gesond kry? Want onthou as jy môre vrek siek word en jy kry jou beroerte of jou nierfunksie gaan en jy moet gedialiseer word en jy's op 'n versekeringsfonds, gaan jy staat toe. En die ouens verstaan nie hierdie goed nie. Al wat hulle sien is R350. So ek sê, daai pasiënt vir R350 'n maand is amper beter af om by die staatskliniek te gaan sit. Want ten minste gaan ek kan ekstra hulle doen op hom en ek gaan ten minste kan bloede doen as hy gelukkig genoeg is om by 'n dokter uit te kom. So hy is amper beter af daar. Maar nou sê hulle vir my, ja, maar nou moet hulle lank daar sit. Nou kan hulle vinniger gaan vir versekeringsfondse na die apteek waarever of waar ook al. Dit vir my is gesondheid nie 'n ding waarmee ek het daarmee groot geword, dis my lewe, ek kan my nie iets anders te voorstel nie. So daarom is dit vir my, veral as jy kroniese siektes het, veral as jy 'n ouer pasiënt is, jou risiko's word net heeltemal te groot om 'n goedkoop cheap ding te hê wat nie vir jou gaan werk nie. Nou dit klink so half en half of ek kan nie bekostig om siek te word nie. Wat kan ek doen voorkomend? Yes. Wat is daar binne my bereik en dat ek nie aan hierdie tipe van moeilikhede blootgestel word nie? Daar is ook 'n baie goeie vraag. En ja, daar is goed wat die pasiënt kan doen. Daar's goed soos ek bo sekere ouderdom. Ons probeer vir die ouens sê bo die ouderdom van 45. Begin vir jou jaarlikse roetine goed gaan. Weet jy, gaan doen jou suiker, gaan doen jou nierfunksie. Gaan doen jou cholesterol. Kyk wat is jou familiegeskiedenis. As jou pa cholesterol gehad het en jou oupa is dood aan 'n hartaanval of jou pa is dood aan 'n hartaanval en jou ma het cholesterol, dan moet jy daarom nou begin besef, hierdie goed hardloop in die gene. Wat is my risiko's? So gaan kyk, gaan doen as almal in jou familie kanker of hulle gaan die meeste oorgrootste meerderheid in jou familie gaan dood aan een of ander kanker, dan is daai risiko daar vir jou. As jy nie jou prostaatondersoek gaan doen nie en jy gaan doen nie jou mammogram nie, jy doen nie jou pap smeer nie. Dis klein goedjies. Maar ek bedoel tans is die algemeenste kanker onder mans is prostaatkanker. Algemeenste kanker onder vrouens is borskanker en servikale kanker. Dan gaan ons na goed soos kolonkanker toe en daai goed. So dis alles goed wat jy eintlik van die ouderdom van 45 af jou risiko's eenmal 'n jaar kan hanteer. En ons stel dit op lank voordat jy regtig in die moeilikheid is. Dan kyk jy ook na jou omgewing, na jou jou environment waarin jy werk. As jy in 'n verskriklike stresvolle omstandighede elke dag werk
en jy kom by die huis en dis stresvol by die huis. So dis eintlik net stres waar jy kyk. En jy begin hoofpyn kry en moegheid en spastiese diktterms en al daai goed. Dan is jou liggaam eintlik besig om vir jou te sê, luister, maak 'n plan. Maar nou sit ons in 'n moeilike posisie in die Suid-Afrikaanse samelewing, want eintlik moet jy 'n ander werk gaan kry. Maar werk is so skaars dat die pasiënt bly in daai omstandighede of bly in daai huwelik, want ons kan nie uitklim nie, want die ander moontlikheid is net so 'n groot risiko vir my. So ek vat dan liewerste dit wat ek het en dan in daai proses word jy sieker en sieker, want onthou, kroniese stres bring jou immuunstelsel af. En as jou immuunstelsel afgaan, dan raak jy vatbaar vir allerlei ander goed. Jy skakel jou bloeddruk aan wat jy dalk nooit sou gekry het nie. Jy skakel jou suiker aan wat jy nooit sou gekry het. Jy skakel jou depressie aan wat jy nooit sou gekry het nie. En dan sit jy voor my en ek weet dis jou werk wat dit veroorsaak of is jou huwelik wat dit veroorsaak en ek weet daar's nie geld vir 'n beraader en ek weet jy kan nie uit daai werk uit nie. So wat het ek oor vir jou? Ek kan vir jou sê ek verstaan waarvanaf jy kom, maar jy gaan maar hierdie pilletjie moet drink sodat jy kan cope. Sodat as alles om jou plat val dat jy net daar kan reg staan en net kan sê hoor hierso, dis alright. Daar's 'n ander naam wat ons vir hierdie pilletjies het, maar daai pilletjie help. Want dis die beste wat ek vir jou kan doen want ek kan nie omstandighede verander nie. Ons land het nie 'n goeie catch-up stelsel vir mense wat emosioneel in die moeilikheid is, finansiëel in die moeilikheid is, ons pasiënte wat met maatskaplike dienste in die moeilikheid is. Ons het nie daai stelsels om hulle te catch up wat in jou eerste wêreldlande is nie. Ons het nie. Dit is 'n groot probleem. So wat kan die pasiënt doen? Kyk na jouself. Stap as jy kan stap. Ek sê altyd vir die tannies, weet jy wat? Jy hoef nie gym toe te gaan nie. Dis 'n mite. Moenie as jy nie kan 'n gym bekostig nie of so, stap net. Vat die hondjie, dan stap jy 20 minute een kant toe en 20 minute terug en jy 40 minute elke dag gestap. Dan het jy al klaar vir jouself hengse baie gedoen. Dit gaan nie oor hoe vinnig jy stap nie, tannie. Dit gaan oor hoe lank jy stap. Nie oor hoe vinnig is nie, hoe vinniger hoe beter nie. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Ja, kyk, ek dink weer eens wat dit sê is dat dinge is kompleks en op die ouend moet 'n mens ingelig wees. Ja. En jy moet weet wat jy kan doen en wat jy binne jou bereik is. Jy weet, en ek hou baie van wat jy sê oor die stap, want jy weet as ek nou mense sien, jy weet hoe ouer hulle word, dan begin hulle skuifel en hulle stap verkeerd en hulle sit, hulle doen niks nie. Ja. So daar is dinge wat binne mense bereik is. Ja. Jy weet, en ek het ook die idee, dit is die inligting is binne ons bereik. Ja. Nou ja, nou het ek op 'n tydstip 'n foto gesien van 'n tipe van 'n kennisgewing by 'n praktyk wat hulle gesê het, jy weet, die tarief is dit, maar as jy gegoogel het, is dit dubbel. So, en deesdae met kunsmatige intelligensie is enige iets beskikbaar. Jy weet, inligting is beskikbaar. Nou, ek het al baie vir Grok en vir Chat en vir Claude vir die plekke iets gevra en altyd die ondersê hulle, onthou ek is nie 'n dokter nie en moenie hierdie ding versprei nie dat jy geïdentifiseer word nie, jy weet so. Maar goed, ek wil graag ingelig wees. Wat moet ek as 'n pasiënt doen om ingelig te wees? En dit is die eerste ding en daarna wil ek graag vir jou vra, wat doen die dokters en die medisyne en die mense in die mediese wêreld om dinge soos kunsmatige intelligensie en tegnologie te gebruik in wat hulle doen? Terwyl jy nou die term kunsmatige intelligensie gebruik, of AI, Artificial Intelligence, dis eintlik presies wat dit sê. Mense dink dat die internet, jou Claude, jou ChatGPT, is verskriklik slim en hy gaan jou vrae beantwoord. Wat nie waar is nie. Want hy het nie intelligensie nie. Hy kan nie, as hy intelligensie gehad het, hy's nie 'n klein goetjie wat skielik kan opkom met al die antwoorde nie. Wat hy mee gaan opkom, is dit wat jy hom voer. So as jy hom gemors voer, gaan hy vir jou gemors teruggee. Want eintlik werk dit op wat ons noem meer op 'n machine learning. So ChatGPT doen machine learning en hy's nie so seer intelligent nie. En as jy
weer eens nie weet wat jy soek nie. Ek stik in daar, ek het hoofpyn, wat mag die oorsake wees? Hy's geleer, wat is die 5 oorsake van hoofpyn? Maar jy het nie vir hom gesê, my nek is styf, ek sit heeldag voor die rekenaar, en ek het 'n hoofpyn wat so agter my regteroor is, en oog is, en is veral erger in die oggend nie. Dan weet hy nie, dit is 'n spanningshoofpyn, omdat jy verkeerd sit vir jou lesenaar die hele tyd nie. En hy gaan vir jou sê, jy het dan kanker, en dan kom sit jy voor my, en jy sê vir my, ek het dalk 'n breinkanker, want ChatGPT sê die volgende. Dan sit ek so terug in my stoel, en ek vra vir jou, hoeveel geld het jy? En as jy dan vir my sê, maar my fonds gaan betaal, dan sê ek, jy wil eintlik hê ek moet nou 'n breinscan op jou gaan doen. Ons kyk na R10,000. En as ons gaan kyk na hoofpyn, wat is die oorsake van hoofpyn en wat is die algemeenste ondersoeke, diagnostiese ondersoeke, is 'n breinscan die laaste op die lys. Maar omdat jy nou ChatGPT geluister het, verwag jy ek moet nou jou stuur vir 'n breinscan vir R10,000 en nadat ek weet dis omdat jy heeldag vir jou rekenaar verkeerd sit. En jy gaan moet leer om jou spiere te ontspan en jy gaan moet leer om oefeninge te doen. Daar's nie 'n pilletjie daarvoor nie. En mense wil 'n pilletjie hê. So as ons 'n pilletjie het, kan die hoofpyn weggaan, my rug kan beter word, maar moet net nie vir my sê ek moet 'n bietjie oefeninge gaan doen nie, want wie wil dit nou doen in hierdie tyd? En ChatGPT het in elk geval gesê ek moet gaan kyk of daar nie eers ander goeters is nie. So dis baie gevaarlik. As jy onthou altyd wat ek sê, as jy gemors invoer, gaan jy gemors terugkry. Medisyne is baie kompleks. Mense dink om 'n velletsel net in te voer, gaan hy nou vir jou al hierdie goed gee. 'n Velletsel is nie net 'n velletsel nie. Daar's 'n baie klomp goed waarna jy moet kyk. So baie keer sit ek het weer in die week 'n pasiënt gehad. Kyk, weer eens, die gemiddelde algemene praktisyn gaan sit voor hom met 'n lysie wat so bladsy lank is en dan sê ek wil nou deur jou met my lysie gaan. Dan sê ek het 15 minute om saam met jou na jou lysie te kyk. Eintlik het ek langer as dit. Ek sal waarskynlik langer as dit aan jou spend. Maar as jy eers vir my 'n lysie hier begin gee en jy sê ek het hoofpyn, my been het gister gepyn, ek het maagpyn, ek het seertjies, dan wonder ek, wat wil jy moet ek doen? Hoeveel van hierdie goed wil jy moet ek nou na weet antwoord. So, hoekom kom jy nie net wanneer jy siek is en kom vra vir my en ek kan vir jou help en ons kan saam sit en lag en sê, ag weet jy het onnodig gekom, maar weet jy, ten minste het ek nou seker gemaak jou bloeddruk en goeders werk. So ek dink mense moet liewerste baie versigtig wees voor hulle ore uitleen, want dit is kunsmatig. So ons kyk eerder na machine learning. Machine learning is eintlik baie belangrik in die mediese veld. Daar word baie gebruik gemaak daarvoor, veral as ons kyk na antibiotika, na hospitale wat pasiënte inkry, sekere ouderdomsgroepe, sekere tipe bakterieë of virale infeksies, en jy kan hierdie goed in machine learning invoer, en hy kan kyk en hy sê, hoor, so jy moet hierdie antibiotika vir 5 dae gee. Dis iets heeltemal anderste. Maar weer eens, die goed is so goed soos dit wat jy vir hom gee. Garbage in, garbage out. En as ons gaan kyk in die medisyne wêreld, daar's wonderlike stetoskope tans op die mark en ek wil so graag eene koop wat vir jou terwyl jy na die pasiënt luister, gee hy vir jou tipe van 'n EKG of hy kan vir jou presies sê wat is hierdie geruis wat jy hierso hoor sonder dat jy klomp ander goed moet gaan doen. Daar's wonderlike, maar dis tegnologie wat jou moet assisteer om jou diagnose te maak. Gaan die kunsmatige intelligensie 'n dokter se werk oorvat eendag? Nee, ek dink nie dit gaan nie. Alhoewel as jy na die jong generasie kyk, hulle word groot met iPads en ek sê altyd as 'n pasiënt 'n iPad is, het die jong dokters hulle dadelik ondersoek. Maar daai kuns om jou hande op die pasiënt te lê, dis 'n kuns en dis eintlik medisyne. En tog het mense daai human touch nodig en daai empathy wat jy kan verstaan, wat jy nie altyd kry nie. Maar soos ek sê, daar's wonderlike goed. Ons dink ook aan die Da Vinci prosedures wat uitgevoer word in die veld van prostaat en prostatektomies, prostaatkanker, wonderlike goed, baie, maar weer eens, die dokter sit agter daai masjien en hy is amper soos die kinders wat games speel. So hy het al hierdie stokkies en al die goedjies wat hy hierdie masjien manoeuvreer binne-in. Kan die masjien dit op sy eie sonder die dokter doen? Nee. Dis ons werk as 'n span saam. So, dokters moet leer om tegnologie te embrace ook. Ons kan nie wegloop daarvan af nie. Jy gaan agterbly met dit.
So goed, ek moet met ander woorde ingelig wees en ek kan baie meer ingelig wees op die oomblik, maar dit moet nog steeds vir my geïnterpreteer word deur iemand wat regtig weet wat aangaan. Nou ja, kom ons gaan nou iets anders oor. Jy weet, ons sit nou in 2025 en 2020 het ons moeilike tyd gehad en alles. En nou goed, ek is geweldig allergies vir mense met samesweringsteorieë. Jy weet, en die interessante is, mense wat daarvoor vatbaar is, dis ook nagevors dat hulle sekere persoonlikheidstipes het en geneigthede en dit sit in die brein en al daai dinge. So ek wil nie daai pad gaan nie, maar ons het COVID gehad en mense kom agter deesdae, daar kom nou inligting uit oor die effekte van die inentings en mense praat van long COVID en al die tipe van dinge. Nou jy was baie betrokke daarbij en alles. Nou wat moet ek vandag weet? Ek bedoel, ek sit met 3 Pfizers in my, ek leef nog, ek dink so, maar wat moet ek weet en wat moet ek doen vandag met die inligting wat ons nou kry oor COVID en long COVID en die effekte daarvan? Ja, daar is ook 'n baie goeie vraag. En ja, ek wil net bevestig, jy weet, volgens die samesweringsteorieë moes ek en jy nou klaar dood gewees het. Of ons moes nou snaakse goed gegroei het. So dit het nie gebeur nie. Ongelukkig nie vir daai mense nie. So as ons gaan kyk, onthou, toe ons COVID begin het, dis 'n virus wat ons glad nie gehad het nie. Dit is 'n totaal onbekende virus wat gekom het, so daar was nie weerstand nie. So dis een van ons probleme. Ons kan oor die meriete van is dit reg hanteer, verkeerd hanteer, ons kan baie daaroor gaan sit en praat. Ons kan 'n hele podcast oor dit hou. Maar kom ons bly weg van daai deel, want daar's baie wat ons daaroor te kan sê. Maar kom ons kyk nou net na die komplikasies van jou immuniserings, jou vaksine wat gegee is. Die meeste komplikasies, nie net in met COVID-vaksines nie. As jy 'n vaksine gebruik, sal jy binne omtrent tussen 7 en 14 dae, kan jy daai komplikasies, kan selfs na 21 dae kyk, kan jy nog terugvoer na dis moontlik die vaksin. Kom ek sê ek het geen komplikasie gehad nie. Ek het al die vaksin gespuit, nou 3 jaar later begin ek skielik met my hart sukkel. Nou sê ek, maar dis omdat ek die vaksine gekry het. Dan wil ek vir jou sê, jy gaan dit moet gaan bewys. Want dit is so lank tydperk wat verloop het, dat dis hoogs onwaarskynlik dat dit 'n neeweffek van die vaksine was. Sal ek vandag vir jou sê, Ignatius, jy moet gaan en jy moet vandag jou vaksine gaan kry weer. Onthou, ons weet daar's nou weer so 'n bietjie opflikkering van Omicron se kleiner boetie in China en in Indië. En weer eens die data van daai lande is dit is maar wat ons noem 'n mild infeksie, is maar presies dieselfde. Die ouens wat se immuunstelsel af is gaan swaar kry, die ouens wat 'n kroniese siektes is wat nie onder beheer het nie, hulle gaan swaar kry. En sal ek nou op grond daarvan vir jou sê, luister, nou moet ons skielik in Suid-Afrika mense begin immuniseer. Nee, ek sal sê nee. Ek sal sê mens wag totdat ons regtig weer 'n variant of 'n ander virus het wat regtig hawok maak onder mense, wat ons nie voorheen gehad het nie. Dan gaan ons vir jou sê jy beter gaan inent, as ons 'n entstof het. So ek wil net daai entstof se neeweffekte is gewoonlik redelik vinnig nadat dit toegedien is. Daar's baie mense wat vir jou sal sê, kom ons praat sommer net, bring die griep-entstof in. Ek gaan nie die entstof vat nie want ek word siek. Daar's geen mediese bewyse dat jy kan siek word nie, maar daai is pasiënte wat siek word. So dit kan wees dat jy reeds die virus onderlede gehad het en dan jou vaksine gekry het en toe siek geword het en nou word die skuld op die vaksine gepak. Okay. So kom ons so vaksine tans is nie nodig in Suid-Afrika. So ek gaan nie vir pasiënte sê jy moet gaan inent op grond van wat in China en in Indië gebeur nie. En ons sien ook nie regtig COVID tans nie. COVID word nog steeds gemonitor. Daar word baie minder toetse gedoen, maar dit word nog steeds in die rioolwater gemonitor. Daar's 'n hele stelsel daaromtrent. So kom ons kom terug na wat jy gesê het van lang COVID. So hier's die probleem met die sogenaamde pasiënt wat sê ek gaan nooit dokter toe nie. Ek is altyd gesond.
Ek gaan nooit dokter toe nie. So ek het geen regtig data behalwe dat jou naam op my leer is en dat ek jou miskien 2 jaar terug of 3 jaar terug vir verkoue gesien het nie. Nou skielik kry ek COVID. Na COVID sit ek met wat hulle noem brain fog. Ek kan nie meer konsentreer nie. Ek sukkel om te slaap, ek sukkel om te ruik, ek sukkel met sekere goed. Nou sê ek, dit is nou 'n neeweffekte van lang COVID. So volgens die definisie is dit enigiets wat na 3 maande nog steeds daar is. Nou raak dit baie gekompliseerd, want ons weet daar is long COVID. Maar die pasiënt wat jy nooit data oor het nie, kan ek nie sê dit is lang COVID nie. As ek jou gereeld gesien het voor jy COVID gekry het, en jou hart was fyn, jou longe was fyn, jy het nooit hoofpyn, jou konsentrasie was fyn, skielik kry jy erge COVID, en jy sukkel agterna daarmee, en 6-7 maande later, ja, jy het lang COVID. Want daar is nie 'n bloedtoets, of 'n breinscan wat ek kan gaan doen, om dit te kan bevestig nie, en dis wat dit so moeilik maak. So, daai ou wat dink hy gaan nooit dokter toe nie, ek kan jou nie help as jy vir my sê jy het lang COVID nie. Wat ons wel weet ook, die data is baie duidelik daaromtrent, dat pasiënte wat erge COVID gehad het in die hospitaal, se risiko om hartaanvalle te kry 3 jaar nadat hulle daai erge COVID gehad het verhoog. Daai studies is uit. So, in daai geval kan ek dit dalk terugbring na, jy sê jong, jy het slegte COVID gehad. Maar weer eens, as jy voor dit 'n geskiedenis gehad het, kon dit net sowel deel wees van jou vorige geskiedenis. So dit is moeilik. Bestaan dit? Ja, dit bestaan. Moeilik om te bewys. En dit maak in 'n gesinsstruktuur dat die man kwaad word vir die vrou want sy's gedurig moeg en sy sê dis COVID en dokter sê hy's niks wat ons kan doen nie en dit word dan weer 'n familie-issue en dan word dit as dit so 'n familie-issue word, dan kyk ons na ander goed wat dan in die onmiddellike omgewing 'n rol speel en die fokus word heeltemal weggeskuif dan van lang COVID af. Ja, nou die interessantheid is, hulle sê die verskil tussen 'n leek en 'n kenner is dat 'n leek soek antwoorde en 'n kenner vra vrae. So dit lyk vir my, jy weet, as iets met ons gebeur, dan wil ek 'n antwoord hê. Ek wil vinnige verklaring hê, want dit vat my onsekerheid weg. En dis waar al hierdie anekdotiese tipe van dinge kom en hulle hoor dit so, dis so sydelingse gehoor en dan sê hulle maar dit is 100% so. En omdat dit vir jou waar is, dan glo mense dit 100%. So mens moet weer eens hier terugkom na die kompleksiteit en die gelaagdheid en dat 'n mens verder moet dink as jou eerste antwoord. Ja. Definitief. En daar dink ek dis dan ook weer waar mense met kenners moet praat en sê nou maar goed, gee vir my die groter prentjie. Ja. Nou goed. Nou ja, ons het nou oor 'n klomp goed gepraat, maar dit lyk vir my nog steeds 'n verskriklike belangrike ding wat ek moet doen. Is ek moet sorg dat ek gesond bly. Ek moet sorg dat ek fiks bly en dat ek goed slaap en dat ek oefen en dat ek in goeie kommunikasie met mense is en dat my dieet reg is en dat ek elke dag leer dat ek my brein reg hou. Wat sê jy vir mense moet hulle doen dat hulle nie by jou in die spreekkamer kom nie? Wat moet ek met my kinders doen? Weet, hoe moet ek vir hulle laat leef en opvoed in terme van hierdie gesonde lewenstyl? Ek dink as mense dit terugvat, ek onthou toe ek klein was, het my ouers ons gereeld so eenmal 'n jaar tandarts toegestuur. Sodat die tandarts seker maak ons tande is reg. En weet, jy dit gaan doen en dan so eenmal 'n jaar moet die dokter net seker maak jy's reg. Okay, whatever die arme dokter daai tyd gedink het, weet ek nie. Maar weet jy, as ek terugdink aan dit, is dit eintlik so belangrik. Want jy moet vir jou 'n algemene praktisyn kies. Dis die eerste ding wat jy doen. Jy moet 'n verhouding begin opbou met jou algemene praktisyn. Ons sien die jong mense, hulle hou van quick fixe. Joh, jy kan dit nie glo nie. Jy weet, hulle sal die spreekkamer bel en dan vra hulle, ek wil dokter Kutse sien en dan sê die ontvangsam die eerste afspraak is 3 uur. Nee, dis te laat. En dan gaan dokter hop hulle, gaan hulle na 3 ander toe tot hulle die een kry wat hulle gaan sien op die tyd wat hulle wil. Wat hulle nie besef nie, is jy bou nie 'n mediese geskiedenis op nie. Jy bou nie op dat jy stap in en die dokter sit so vir jou en kyk en sê, hier's iets anders te fout. Ek ken jou al jare, jy's nie okay nie. Okay?
So daar moet 'n verwantskap, 'n relationship wees tussen jou algemene praktisyn en jou pasiënt en die familie. Right. Jy kry dit nie deur casualties toe te gaan nie. Jy kry dit nie deur na groot praktyke waar daar klomp dokters is. Dit gaan nie, want jy gaan elke keer iemand anders te sien. So eerstens, kies vir jou iemand. Loop 'n pad. Leer jou kinders om 'n pad te loop. Die tweede ding. Ons word geleer dat ons, die publiek, dat ek gaan net dokter toe as ek nou siek is. Ek het nou my erge verkoue, ek het nou my diarree. So ek gaan net dokter toe so. Ons noem dit curative. Die pasiënt wil net vinnig 'n keur hê daarvoor. Hy wil niks, hy wil instant gratification hê. Jy moet 'n pilletjie gee, môre moet hy reg wees, okay? Dis verkeerd, want dit is ook hoe die studente baie keer opgelei word, hospice-centrics. Hulle begin verleer om na die pasiënt in totaliteit te kyk. So jy moet leer, ek moet net gaan seker maak, veral bo 'n sekere ouderdom, is ek jaarliks gesond. Al gaan sien ek die kwak soos hulle sê en ek kom mors jou tyd vandag dokter, dan sit ons en lag en ons weeg jy, ons vat jou bloeddruk, maar ons bou 'n rekord op vir jou. Dis die eerste goeters. Die tweede ene, wat baie moeilik is, veral in die Suid-Afrikaanse konteks, is skryf vir jou 'n werk waarin jy gelukkig is. Ongelukkig moet jy ook goed betaal word, want jy kan nie na die Pick n Pay toe gaan en sê ek werk vir hierdie maatskappy en ek love my werk, maar hulle betaal my R5000 'n maand, gee vir my 'n brood verniet. Kyk, dit gaan nie gebeur nie. So ons moet gaan kyk na wat is ons omgewing. Dan moet ons gaan begin kyk, wat gaan in ons gesinsstruktuur aan? Hoeveel van ons kinders het 'n werk, hoeveel het nie 'n werk nie, vir hoeveel moet ek sorg en onderhou op my karrige salaris, en ek is sê maar 66, ek weet ek moet aftree, of 65, wat ook al die aftree ouderdom is, wat gaan hier gebeur vorentoe? Daai is daai sosiale, daai maatskaplike omstandighede waarvan ek nou gepraat het. Ons doen nie genoeg in ons land om ons kinders te leer om vir hulle self ook te kan dink en so half in die huis uit te skop en te sê, luister, ek weet jy kry swaar, maar gaan doen 'n werk. Daar's niks verkeerd om die papiere op te tel nie. Dit is nie minderwaardige werk nie. So ons moet na daai goed kyk. Ons moet ons kinders leer om te luister na jou liggaam. Ons luister nie. Ons liggaam sê vir ons, my lyf sê vir my kop is seer, want ek sit die hele dag nadat ek op die rekenaar gewerk het ek hierdie verskriklike hoofpyn agter my oog. Ek wil dan 'n pilletjie hê, maar môre gaan ek weer agter daai rekenaar weer verkeerd sit en weer 'n hoofpyn kry. En ek verstaan nie wat gebeur nie. En ek word nie beter nie. Ek kan jou ook nie beter maak as jy in 'n slegte werksomstandighede is, slegte huislike omstandighede is. Ek kan nie vir jou geld gee nie. Ek kan vir jou ondersteun en ek kan vir jou sê waar's daar 'n probleem. Ek kan vir jou help om te leer om ons probleme te probeer oplos. So dis 'n ander probleem wat ek sien, is probleemoplossing. Ons sien baie keer die jong mammas, die kind het deur die nagkoors gekry, skielik bel die praktyk in die oggend, ons nou dringend inkom, my kind het koors gehad. My vraag is, het jy al ooit 'n koorsmedisyne gebruik? Het jy al 'n Voltaren setpilletjie gebruik? Het jy al gekyk, wat kan jy doen? Daai skills is besig om weg te gaan. Weet, die kind konsentreer nie goed genoeg op die skool nie. Die juffrou besluit hierdie kind is aandag afleibaar. Maar intussen het daai kind gisterand nie kos gehad nie. Sy pa het hom so geskel en gevloek en daar was soveel huislike goed. Vandag moet ek in graad 1 en graad 2 daar sit en ek sê altyd die nargesig hê. Ek moet smile en alles is reg. Ek verstaan nie eers wat in my gesinsstruktuur, ek is te klein om hierdie te verstaan. So al wat ek weet is, weet jy wat, ek skuifel vandag baie rond, want my bout is eintlik seer, want ek het gisterand 'n paar houe gekry. Juffrou sê ek is aandag afleibaar. Dit word nou nog 'n probleem. Nou sê my pa en my almal sien nou nog ek is dom ook. Jy weet, ons moet so oppas. Ons het verleer om te kommunikeer. Ons is besig om te verleer om die goed in my en jou raak te sien. Ons het verleer om te kyk wat gaan by ons bure aan en kan ons nie help eers nie. Wanneer vra jy vir jou buurman langs jou, luister, gaan dit goed met jou? Is daar iets waarmee ek jou kan help? Ons het dit verleer. Ons het verleer om mooi na ons ouer mense te kyk. Ons het verleer hoe om met geld ordentlik te werk. So ek het nou 'n klomp goed genoem. Ek weet dit nie net alles, maar op die ou ende word dit medisyne, want op die ou ende sit jy voor my.
met jou siekte en jou klagtes. So gesonde gees, huisvestig gesonde liggaam. Luister na jou liggaam. Begin in touch met jouself kom, wat nie altyd maklik is nie. Nou ja, dit was baie interessante dinge, jy weet, en nou as ek nou moet opsom is, gesondheid is die basis en die grondslag vir wie ons is en wat ons kan doen. Maar dit is nie 'n deeltjie van jou lewe nie, dit is 'n integrale proses waardeur 'n mens moet gaan. En die interessante is, daar's baie inligting op die oomblik beskikbaar, maar 'n mens moet die gelaagdheid en die kompleksiteit van die inligting moet 'n mens besef, en op die ou end moet 'n mens dan sê, ek het iemand nodig wat vir my kan help om dit te interpreteer. En dan, miskien moet ek dan sommer met jou 'n afspraak maak en sê, ek het 'n goeie check-up nodig. Dis reg, solank jy bereid is vir 'n prostaatondersoek is ek gelukkig. Volgende jaar. Baie dankie, Angelique. Dit was baie lekker om met jou te gesels, en dankie vir die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wat vir ons help om ingelig te word oor die kuns en die wete van die lewe. Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Tranquility Base here. The Eagle has landed.